Hierdie wonderlike psalm is eintlik 'n psalm van huis toe kom. Is 'n psalm van het julle nie seker fancy goed daar waar jy vandaan kom nie? Hy speel in 'n band daar in Stellenbosch, mag meen, dit is maar weer parafienlampe en goeters. As julle wireless, okay. So Dawid praat in hierdie wonderlike psalm wat ons al so vir lank ken. Hy praat met ons oor hoe het voel as jy by die huis van die Here is. En ons is besig met 'n reeks oor kom terug huis toe. As ons praat van die huis van die Here, praat ons van die teenwoordigheid van die Here. As ons praat van die huis van die Here, praat ons van wat gebeur wanneer jy intiem en naby aan God leef. Dis is wanneer jy by die huis is. Maar hoor baie mooi, Dawid sê ek sê heeltyd by die huisie. Daar's tye wanneer hy in 'n dal van doodskade wees. Daar's tye wanneer hy in moeilikheid is en in depressie is en allerlei dinge met hom gebeur. Maar dan kom hy en hy sê ek sal in die huis van die Here bly vir my hele lewe lank. Ek sal nou terugkom huis toe. Hoe kom ons terug huis toe? Ons het gekyk na 'n paar dinge al. Die eerste een ons gekyk na die verlore seun wat weg van die huis was wat teruggekom het. Ons gaan kyk na wat is die gereedskapstukke wat hom gehelp het om sy pad terug te vind na die Vader toe. Dan het ons laasweek gaan kyk, partykeer is dit sonde wat ons weg van die huis afvat. En ons het gaan kyk na Jesus se woorde in Openbaring 2, waar hy gesê het, return, repent. Daai julle? Nee, wat ons begin, dat ek eers mooi kyk. Remember, repent and return. Onthou, kom tot inkeer en kom terug na my toe. So die Bybel is vol van boodskappe van mense wat moet terugkom. Daarom is dit vir my lekker om vir mense soos ek en jy te kan sê, ons is soms weg van die huis af en ons moet dit aanvaar. Ons is nie altyd op die most intimate plek met die Vader as waar ons kan wees nie. Daar's tye wanneer ons nader is, daar's tye wanneer ons verder is. Moenie dat die duiwel vir jou vandag lieg en vir jou sê dit gebeur nooit met iemand anderste nie. Die rede hoekom die lering in die woord van die Here is om kinders van die Here soos ek en jy weet te kan teruglei huis toe. So dis waarna ons kyk. Hierdie week kyk ons daar's tye wanneer ons nie weg is van die huis af omdat ons iets verkeerd gedoen het nie. Ons is nie weg van die huis af omdat ons sonde gedoen het nie. Ons is nie weg van die huis af omdat ons, soos die verlore seun vir my pa gesê het, ek draai my rug op jou nie. Soms is ons weg van die huis af want ek is moeg. Ek is uitgeput. Ek ly bietjie aan uitbranding en ek voel 'n bietjie depressief. Het jy dit al ervaar? Het jy al tye in jou lewe gehad waar jy gevoel het, jy moet elke dag jou dood werk om net jou kop bo water te hou? Het gevoel as jy een dag mis, jy mis een dag, dan is jy weer 10 kilometer terug as waar jy gister was. Ek sal nooit vergeet nie, ek redelik nie te Nysna, en ons verstaan nie regtig hoe die water nog werk nie. So nou het ek 'n SUP paddleboard, as jy van die paddleboard wat bestaan met 'n roeispan, en nou wil ek gaan surf in die Heads. En 'n wonderlike dag, golwe is baie mooi, maar niemand het my ooit geleer van hoe die getye werk nie. Wel, ek het dit na daai dag mooi onreed nie gehad, oor wat gebeur met getye. So ek gaan surf, en mense sê vir my, maar jy kan net surf, solank as wat dit 'n instoot getye is. Nou surf ek daar in die West Head, en daai kant, daar's 'n baie die mooiste golwe daar, en nou surf ek wonderlik, ek is met hierdie bordjie, moet ek reg oor die Heads kom, terug na NSA se kant toe. En hulle sê vir my, maar as die getye stop, is jou cue. As hy klaar gestoot het, moet jy teruggaan, want dan begin die gety uittrek. Julle, ek surf op my lekkerste. Ek dink, ag nee, hierdie mense weet nie, ek is redelik fit, ek kan met hierdie ding paddle op enige plek, so ek surf vir nog 'n uur en 'n half, nadat die gety gedraai het. Ek dink, wat kan fout gaan? Ek kan vir jou nou vandag presies sê wat kan fout gaan. Ek het 'n baie duidelike konsep van wat kan fout gaan, so hier gebeur het. Nou moet ek dwars oor die kanaal en dan hier voor Eastgate Café afkom en dan daar by NSRI klim ek uit. En ek begin roei. Maar kom agter die kalm water wat ek gehad het toe ek soontoe geroei het is non-existing. So wat gebeur as die water uittrek, dan enige iemand hier wat 'n skipper is sal weet, die mond raak onstuimig en hy maak gate.
Want daar's 'n groot klomp water wat wil uitspoel. Maar onthou die see se golwe wil nog inrol. So nou kry jy hierdie twee drukke te mekaar en dit veroorsaak gate en unpredictability op die water. Nou kom ons sê ek bly daarop en ek staan en ek roei en ek roei en ek roei. En na 'n ruk kom ek agter, maar ek dink ek het gevorder nie. En nou is ek nie meer na my diep baai nie, nou gaan hy my uitsuig by die mond uit agterkant toe. En ek roei met alles in my en ek sien ek gaan dit nie maak nie. En ek sien daar's mense met 'n boot wat die ding dophou. En hulle kyk en sien hierdie man. Wat is jou storie? En hierdie man hou dop en na rukkie sien ek op 'n selfoon en sien ek kom en is raai. Nou kom en is raai aan. Maar weet julle wanneer is 'n man se trots nie goed vir hom nie? Is jy okay meneer? Ek okay. Dit is niks teen nou. Nou gaan en is raai terug met nou lê in die baai nou hulle my dop. Nou sê ek okay Here, ek en jy gaan hierdie ding aanpak. Die Here sê ek het niks hiermee uit te waai gehad nie, jy het self hier gekom, niks met my te doen nie. En ek het dogter okay vir 'n beter purchase, laat ek op my knie sak en ek vat daai roeispan en ek roei julle, maar ek roei. En dan voel dit, yes, ek maak stadig grond, stadig, maar ek roei en ek uit asem en ek kan nie met my spiere, ek het asemhaal. Terug weer waar ek begin het. Dit kan nie wees nie. Nou daar's geen manier. Ek sterf eerder vandag. Julle kry my in PE, maar ek gaan nie vir daai NSRI nou sê kom haal my nie. Ek gaan nie vir hulle waai nie. Daar's nou 'n bietjie mense begin dop, daar's 'n bietjie 'n scene wat ontwikkel hierso. Ek sê daar's geen manier nie. Geen manier nie. Julle ek roei my in 'n ander koma aan. Nou julle weet daar's daai rots waar die wit palm, wil jy ken die wit kolom met die lig. Nou as ek net so in al die water kom so om hy draai daar uit, hy suig dan, nou moet ek net verby hierdie punt kom en sien ek hy kom nader, en hy sê kom nader, maar hy kom so stadig nader, en as ek asem wil hou, dan as ek weer terug van die punt af. Na 'n ruk, kom ek om daai punt. Ek smile, wys hulle dankie, ek gaan op die stand, ook op die stand kom, toe val ek neer en ek collapse. Maar het jy al gevoel, baie keer voel die lewe so. Het voel as jy nie aanhou druk nie, jy wil 'n oomblik asem vat, dan is jy weer 5 tree terug. Jy het een goeie maand gehad, jy het gedink dis 'n tendens, en nou kom jy agter die volgende maand, gaan jy weer moet veg vir elke sent wat moet inkom. Het jy dit ervaar? Het jy ervaar dat jy so moeg is, dat jy weet nie of jy gaan krag hê om môreoggend op te kom nie? Het jy al ervaar dat jy het heel nag geslaap? Milou, kom rekord jy my, het jy die storie rekord? Sy staan met haar kamera aan, sy gaan daai ding ergens opsit. Ek gaan jou watch. Het jy al gevoel jy is so moeg, dat in die oggend as jy wakker word, dan voel dit vir jy niks gerus het nie. Of jy nou weer kan slaap. Julle weet nie waarvan ek praat nie, julle ken nie dit nie, nee. Het jy al ervaar, as jy bietjie sit, dan dink jy, wanneer laas het ek smooth sailing gehad? Wanneer laas het ek 'n ervaring, 'n diep innerlike ervaring gehad, dat ek het vrede? Wanneer laas het ek kom by 'n plek waar ek gevoel het, all is well with my soul? Wanneer laas het jy gespeel? Tyd gehad om te speel. Dis glad nie vir jou oorlewing nie, jy het gespeel. Jy het saam met jou kinders in die water gespring en jy het gespeel. En jy het 'n dag sonder skedule gehad en jy het gevoel jy kan dit bekostig. Wanneer laas het jy uit jou maag uitgelag? En dan kom jy agter die ding waarvan jy lag is eintlik nie so snaaks nie, maar jy is so vry in jou hart. Daar's so 'n kalmte in jou gees dat lag kom maklik en trane is nie ver daarvan af nie. Ek wonder of God my vergeet het, was jy al daar? Ek wonder, ek is so moeg, ek probeer bid, maar as ek probeer bid, dan raak ek aan die slaap. Slaap is oorweldigend, jy voel jy het nie krag vir iets anders as om net Netflix te binge, en nog te slaap en nog te slaap nie. En jy wonder, het God van my vergeet, wanneer ek bid, het voel of ek teen die dak vasbid. Was jy al daar? Daar's tye wanneer jy op hierdie plek is, en kyk jy om jy, en lyk dit of almal se lewens net uitwerk. Selfs die slegte mense, wie nie die Here dien nie, het lyk of hulle beter doen as jy. Het lyk of hulle lewens meer geniet as jy. Jy voel alleen, en jy voel,
Die mense om jou, die mense saam met jou in jou kerk, die mense in jou Bybelstudie. Hulle het dit maklik, hulle het nie wat jy het nie. Jy's alleen. Waar is die Here? En wat is fout met my? Ek wil vandag vir jou sê, as jy dit voel, of as jy dalk iemand ken wat dit al gevoel het, dan is jy nie alleen nie. Ek wil vir jou sê, dit is deel van die Christ life. Is deel van die pad om met saam met Jesus te loop. Daar's tye wanneer ons uitgeput is, en daar's tye wanneer ons depressed is, daar's tye wanneer ons vrede weg van ons af is. En ek wil vandag met jou 'n case study doen. Ek wil met jou praat oor 'n man in die Bybel wat goed weet hoe dit voel. En hoekom praat ek oor hierdie man? Want hy's 'n geestelike giant. Hy was so naby aan die Here. Hierdie man weet wat dit is om in God se teenwoordigheid te wees. Hy weet wat dit is om in God se huis te wees. En hy het ook op 'n dag nodig gehad om te sê, ek kan nie meer nie. Ons gaan kyk hoe het huis vir hom gelyk, en as ons praat van huis, hoe het sy lewe saam met God gelyk, hoe intiem was dit? Ons gaan kyk hoe het hy dit verloor, ons gaan kyk wat het sy pad langs gekom, dat hy het weer kan vind. Wat het hy reg gedoen? Ons praat van Elia, die man van God. Die man van God. Weet, as mense van jou praat as die man van God, dan is dit iemand wat weet waar God bly. En is iemand wat gereeld saam met God in sy huis sit. Ek lees vir julle die epitoon vir my, een van die wonderlikste skrifte van waar iemand intiem by die huis, by God is. Hoe lyk dit toe Elia by die huis is? Hoe voel dit? Elia is op die berg Horeb, en hulle noem hierdie berg die berg van God. En op die berg kom die Here se stem na hom toe. Kom buitekant toe en gaan staan voor my, sê die Here. Gaan staan voor my by die berg, sê die Here vir hom. Terwyl Elia daar staan, het die Here by hom verbygegaan, en 'n geweldige rukwind het die berg uitmekaar geskeur. En die rots het gebreek voor die Here. Maar toe was die Here nie in die wind nie. Na die wind daar was daar aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. Na die vuur was daar 'n geluid, 'n sagte geruis. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak. Hy het by die ingang van die grot gaan staan. 'n stem het vir hom gesê, Elia, wat maak jy hier? Dit is my ongelooflik. In die stilte, in die kalmte van die aandwynkie, ervaar Elia, God is teenwoordig. Het jy het al gevoel? Het jy al gevoel, op 'n plek gekom en jy weet God is hier? Hier is heilige grond. Elia het geweet wat voel het om by die huis te wees. Hy het God nie gevind in die sterk winde nie, hy het nie God gevind in die aardbewings, hy het geweet God word gevind in stilte, in vrede. Julle Elia was 'n man van God, en hy het God ervaar en by hom gewees, diep in sy teenwoordigheid. Op die berg Sinai. Nou wat beteken die berg Sinai? Wat beteken hierdie berg vir ons? Hierdie berg, as ons praat van die berg, dan praat ons van die berg van God. Hy het 2 name gehad. Wel, baie keer in die Bybel verwys hulle net aan die berg van God. Ander keer het hulle gewys na die berg Sinai, en ander keer het hulle gewys na die berg Horeb. Dit is al 3 selfde berg. Nou, wat is hierdie storie met 'n berg? Is God het die gewoonte gehad om mense te ontmoet voordat ons in die Nuwe Testament era is. En voordat die tabernakel selfs nog daar was, het God mense op hierdie hoogtes ontmoet. Hoekom? Daar's iets te doen met 'n berg. Jy kan nie net op 'n berg afgeras kom nie. Jy los die goeders daar by die voet van die berg. En dan moet jy moeite maak. En dan klim jy hierdie berg. Jy is stilte, daar's solitude. Daar's goeders wat met jou gebeur. Wanneer het jy berg geklim? Wanneer het jy 'n ver staproete gestap? Het jy al gevoel hoe stil raak jou gedagtes na 'n lang tyd in solitude?
na 'n lang tyd van alleen wees, dan begin dinge met jou siel gebeur. So, God kry op die berg, en as hulle op die berg kom, en dit asof hulle deur hulle self gewerk het om op die berg te kom. Ek herinner julle daaraan, Moses het op die berg Sinai, het hy die eerste keer God gehoor, om die brandende braambos. Daar gee God vir Moses by die berg, kom Moses in God se teenwoordigheid, sien julle, is waar God bly, in sy teenwoordigheid. Hy sê, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. Waarom? Jy is nou in God se huis. Nou is jy in God se huis. Dis waar God is. Hy gee vir Moses sy roeping daar. Nie lang daarna nie, toe weer by die berg Sinai, toe stuur die Here vir die Israel terug berg Sinai toe. Wat het daar gebeur? Daai hele Moses het daar op die berg gaan sit. Hoe lank het hy op die berg gaan sit? 40 dae. En die Here gee vir hom wat? Sy woord. Die Here gee vir hom instruksie. In die teenwoordigheid van die Here. En dan was dit, die berg van Sinai was gekenmerk met aardbewings, 'n vuur wat die berg verteer, eintlik kom die weggebrand het nie, maar vuur wat op die berg neersal, rukwinde, aardbewings, al hierdie goeters. Dit was hierdie kosmos katastrofiese ervarings op hierdie berg wat mense gehad het. 'n bietjie later kry jy weer die berg Sinai, en hierdie keer is dit Elia wat by die berg gaan kom. En wat kry daar? Aardbewing, sterk winde. Hy vind God in die stilte op die berg. So die berg van God is eintlik 'n sinoniem ook vir die huis van God. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lente van Dawid. Dawid sê, beteken letterlik, ek sal met God in 'n verhouding wees. Ek sal naby aan hom wees. Vir die ou mense van die Ou Testament het glad nie die voordele wat ek en jy het nie. Hulle moes reis. Hulle moes baie moeite doen. En dit is my nogal verbasend dat hulle dit gedoen het. Wanneer als het jy 'n berg geklim om by die Here te wees? En als het jy moeite gedoen om huis toe te kom? Huis toe te kom. Ek dink ek en jy is gebou daarvoor. Ek dink in ons het God ons so saamgeweef en gevleg, dat daar's dele van jou wat net lewendig raak, as jy op sy berg is. As jy by hom is. Dis nou maar ek dink oor hierdie goed. Elke keer as iemand op die berg gekom het, was dit letterlik asof die wêreld stil staan. Ek dink dit was vir hulle stelsel so 'n skok. Dit is so vreemd vir ons om in God se teenwoordigheid in te kom, dat dit is so oorweldigend amazing, dat jy ervaar alles om jou net intens. Want ek dink is 'n plek waar jy moet leef. Jy's gemaak daarvoor. Jy het huis toe gekom. Moses het vir God ontmoet op die berg en hy het sy roeping ontvang. Israel het vir God ontmoet. Hulle het hulle roeping ontvang. Die Here het gesê, julle sal my mondstuk wees. Julle sal my verkondiging wees aan die wêreld. Elia het toe gegaan en hy is herstel en hy het roeping ontvang. So wanneer ons praat van die berg van God, dan praat ons van die huis van God, die teenwoordigheid van God. Nou. Waar was Elia reg voor hy by die berg was? Want ons almal wil leef en ons almal streef na hierdie oomblikke op die berg by die huis. Maar waar was hy voor dit? Net voor dit. Kan ek vir julle lees? So hierdie godsman, ons dink niks kan fout gaan nie. Ons dink hulle is net altyd connect en altyd verbind en altyd by die huis, maar dis nie die geval nie. 1 Konings 19:3-5, hoor gou Elia se woorde op hierdie stadium. Elia het baie bang geword. Okay, dis anders. Hy het vir sy lewe gevlug. Hy het by Berseba, 'n dorp in Judea aangekom en sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het die woestyn 'n dagreis binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gewens en gesê, dat hy liewer maar moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, sê hy vir die Here. Hy het gesê, neem nou maar my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê onder 'n besembos en aan die slaap geraak. Maar 'n engel het hom wakker geskud, vir hom gesê, staan op en eet. Ja, dit klink anders. Stem julle saam? Dit klink nie asof hy by die huis is nie.
Wat het gebeur dat hy hier geëindig het? Dis verskriklike groot goeders waaroor hy praat hierso. Dis die goed wat ek hier nou van gesê het, ek is moeg, ek is uitgeput, daar's niks meer oor nie. Het jy al so gevoel? En ek wil graag hê jy moet sien, selfs die grootste godsmanne het oomblikke en tye gehad van diskonneksie. Oomblikke en tye gehad waar hulle voel ek bid teen die dak vas. Oomblikke en tye gehad waar hulle angs het. En oomblik van tye gehad waar hulle net wil slaap. Maar wat ek en jy moet na kyk is, ons eerstens besef, ek is ook 'n mens, dit kan met my gebeur, maar die tweede ding wat ons moet vra, is wat het met hom daarna gebeur? Hoe het hy op 'n plek gekom waar hy herstel het? Elia het nie hier gekom op hierdie plek omdat hy lui was nie, hy het nie op hierdie plek gekom omdat hy sonde gedoen het nie, en hy het ook nie op hierdie plek gekom omdat hy sy rug op die Here gedraai het nie. Nee. Hoe het hy hier gekom? Nou moet ons bietjie na Elia se lewe gaan kyk. En vandag se boodskap is eintlik maar net die hervertelling van wat het met Elia gebeur. So Elia se storie het begin, Elia se lewe het begin, ek wil sê spanning ontwikkel, druk kry, moeilike seisoen ingegaan. Die dag toe koning Agab as koning gesalf is oor Israel. En dit kan jy gaan lees in 1 Koning 16 vers 26-29. Agab is 'n koning gewees wat nie in 'n verbintenis met God geleef het nie. En toe hierdie koning trou toe 'n Baal-profeet, 'n vrou met die naam Isabel. En hierdie vrou wie hy trou is 'n Baal-profeet en sy kry vir Agab, die koning van Israel, wat 'n goddelike land is en wat met priesters bestuur word en met profete begelei word, wat met die verbondsark sit. So ons moet verstaan, dit is 'n heilige nasie. So die koning trou hierdie Isabel, sy is 'n Baal-profeet en wat doen sy? Sy voer Baal-profete in. Ons hoor op 'n stadium is daar, ek dink, amper 900 Baal-profete en priesters wat ingevoer word. Sy stop nie daar nie. Sy gaan toe uit om al die profete wat Jahwe aanbid dood te maak. Waarvan Elia nou een van hulle is. Dink julle dis rede vir spanning? Dink julle jy kan maar angstig raak as so iets gebeur? Dis waar Elia homself vind. Dit gaan so ver dat koning Agab maak 'n besluit. En hy maak hierdie besluit. Hy maak 'n besluit om die Baal-profete oor Israel hoër plek te gee in sy hof. Hulle vermoor God se profete en dan bou hy tempels vir Baal. En Isabel gaan uit oralste waar sy kan en sy vermoor al die profete wie sy in die hande kan kry. Ek wil hê julle moet sien, wat het Elia gedoen om dit te verdien? Niks nie. Life happened. Life happened. En in hierdie lewe is daar nog onheil. En die vyand sal nooit stop nie. En hy sal altyd besig wees om aan te val. Nou ja, in hierdie tyd roep die Here vir Elia. In die gevaarlike tyd. En hy sê vir Elia, ek wil hê jy moet vir Agab 'n woord bring. En Elia kom by Agab en hy sê vir Agab, sy lewe is in verskriklike gevaar. Hy doen nie die wil van die Here, dis al wat Elia doen. Hy is bang vir sy lewe, maar hy gaan na Agab toe, hy sê vir Agab, die Here sê vir my, daar gaan 'n vloek oor die land kom van droogte en hongersnood. Vir 3 jaar sal julle ly onder droogte en hongersnood. Dit is my baie interessant. So sy lewe is in absolute gevaar. Nee, jy moet dink, waar is Elia? Sy lewe is in gevaar. Isabel wil al die Baal-profete dood om vir hom besonder dat hy die onheil aankondig. En dit is my so mooi, die Here gaan steek hom weg. Ek dink is Krit, die spruit Krit. Die Here gaan steek hom weg. En daar waar die Here hom wegsteek, gee die Here vir die kraaie opdrag om vir hom brood en vleis te bring. Nou, wanneer het jy daaraan gedink? Hoe sal jy voel? In die oggend as jy wakker word, dan tik jy kraaie teen die glasvenster, in jou kamer.
Môre. Vir 'n bietjie bacon gebring vandag. Hoor, ek kon nie volgraan kry nie, maar hoor, ek probeer bietjie hierdie raai. Dis toe daai vol. Imagine daai verhouding wat hier, ek wil julle moet weet hoe groot was, hoe naby aan God het Elia geleef. Die Here stuur vir hom kraaie en hulle bring vir hom kos. En toe op 'n stadium, wat gebeur? Hy het mos nou droogte aangekondig. So hy drink uit die spruit uit, hy eet die vleis en brood van die kraaie en toe droog die spruit nou op want dit reën nie. Die Here vat vir Elia en hy sê vir hom, gaan na hierdie dorp toe en Elia kom na die dorp en hy sien 'n weduwee. Hy gaan na die weduwee toe, hy vra, kan jy vir my asseblief 'n bietjie water gee? En dis die weduwee, sy het niks kos in haar huis nie, sy kan nie eens vir hom water gee nie. Hy sê, kan jy vir my 'n roosterkoek bak? Sy sê, meneer, as ek hom vir jou bak, is daar niks meer vir die hele hongersnood vir my en my seun oor nie. Die Here doen 'n ongelooflike werk deur Elia. En die Here seën vir haar vir kos en water vir so lank as wat die droogte daar is. En wat gee die Here vir hom? 'n blyplek. Wil jy moet kyk hoe werk die Here met 'n mens. Hy steek hom weg by 'n weduwee. Dinge gaan nie goed daar terwyl hy daar is nie. Vir 'n lang ruk is hy daar en iewes skielik raak haar seun baie siek en hy sterf. Elia is die Here se man. Hy gaan lê oor daai kind, hy bid vir daai kind. Ek dink hy het dit 3 keer gedoen. Daai kind word lewendig. Ek wil julle moet sien wat so wonderwerke deur die man van God plaasvind. Toe 3 jaar verby is, kom Elia en die Here kom na Elia toe. Hy sê, nou gaan jy terug na Agab toe. Gaan doen nou wat ek vir jou sê. So, Elia gaan konfronteer vir Agab. Hy sê, die Here gaan die reën terugbring, maar jy moet nou eers vir my op die berg, wat is die berg waar hulle moet kyk? Karmel. Jy moet my op die berg Karmel ontmoet, bring die hele land, die hele volk, bring al die Baal-profete wat jy kan kry. En die Bybel sê vir ons, daar was 400, een groep van 400, 'n ander groep, ek dink van 450, bring hulle almal. En hulle almal kom daar by mekaar en ons ken die storie. Maar om te begryp wat het hier gebeur, moet ons net weer daarna luister. So wat hy sê, hy's nou arrogant. Hy's die kat se snor. Ek sal nooit vergeet nie, my paale was 11 kinders. Sy pa is dood toe hy 7 jaar oud was en hy het 'n storie vertel wat altyd in my kop agtergebly het. Nou, so jy het kinders wat nou in matriek is, jy het kinders uit die skool het en jy het kinders wat nou graad 1 is. Sy jongste boetie se naam was Eben en dit klink vir my die stoutste was van die lot. En dan maak Eben droog op die skoolterrein want hy kon met enigiemand moeilikheid soek. En Eben was verskriklik vinnig. So al wat hy moet doen, hy moet jou vir rukkie vir jou af kan weghardloop tot hy teen een van sy ouer broers vashardloop. En dan hardloop Eben en sê my pa, sien jy die wit kuifie om die hoek kom met baie benoudheid in sy oë en 'n klompie mense agter hom aan tot hulle een van die groter seun, oom Seun of oom Sampie, die sterk seuns, het geboks en gestoei het. Tot hulle teen hom vashardloop en daar Eben hom en sy nie meer bang nie. Yeah, want a piece of me? Want a piece of me? Ek sien vir Elia is vol van die Here. Die Here doen amazing dinge in sy lewe en hy staan daar by daai Baal-profete vir die koning en vir almal wat teen hom hy sê, want a piece of me? Hy slaat nie bang nie. Ek love hierdie prentjie. Hier staan hy. Hy maak, Melanie sê hy nie glo nie. Ken jy hierdie storie? Hy maak altare. Hy sê, bou 'n altaar en hy bou 'n altaar. Hulle pak klippe op die altaar, hy vat 5 klippe, hy herstel een van die ou altare van die Here. Hy sit 12 klippe in daai altaar om die 12 stamme van Israel te merk. Hy sê nou vir die Baal-profete, okay, wat ek wil hê julle moet doen, bou 'n altaar, vat die osse wat gebring is, sny hulle in klein stukke op, sit hulle bo op die altaar, pak hout bo op die altaar, en dan moet julle vir Baal vra wie hierdie God is, om nou julle altaar aan die brand te steek, en kyk ons of Baal die ware God is, of is die God Jahwe van Israel die ware God. Jy sal dit nie glo nie, moet net gaan trou by die huis nie. Hier pak hulle hierdie goed op, en hulle bid. En hulle bid, en hy sê, julle Baal slaap dalk, hy terg hulle. Naderhand soos hulle gewoonte was, hoor hulle in ekstase en gaan begin hulle self sny, dat hulle bloed stort. Hy sê, hy hoor julle nie, hulle gaan 'n heel dag aan. Ek dink daai arme mense sal uitgebloei. 800, 900 Baal-profete dans, laat dit mal raak daar om daai ding, niks gebeur nie. Elia stap na sy altaar. Ek weet jy moet voel hoe powerful is hy. Hoeveel kan jy dink hoeveel het hy in God vertrou?
Kan jy dink hoeveel het hy in God vertrou? Ek sou net 'n big lighter in my sak gehou het vir in case. Vir in case. Hy stap na daai ding toe, hy maak 'n sloot om hom. En dan vat hy die vleis en die hout en hy pak alles mekaar en vat hy emmers water. Melai hierdie storie, jy sal dit nooit vergeet. Hy vat emmers water en hy gooi dit bo op hierdie ding. Hy week hom met die water loop oor die ding, die klippe sout die hout, die vleis en dan loop hy die hele trof wat hy om die sloot wat hy om hierdie altaar gebou het, loop hy vol water. En hy tree terug. Hy sê, Here, kan nie vir hierdie volk kom wys wie is die ware God? En 'n kolom vuur kom in die hemel uit. En hy slat daai altaar aan die brand. Ek kry hoendervleis en is nie die fans nie. Hy slat daai altaar aan die brand. Hy smelt die klippe. Dat daar niks oorbly nie. Die hele Israel val op hulle knieë. Waarlik, waarlik, God is die God van die lewe. Elia, vol van God, stap na hulle toe. Hy sê, vermoor elkeen van hierdie Baal-profete en sorg dat niemand daar uitkom nie. So die hele volk staan nou nie meer saam met die koning, nou staan hulle saam met Elia. Hy is nou die punt van God se swaard. Daar's niks waarvoor hy nou bang is nie. En hulle stel tereg elke Baal-profeet. En nou hier begin dit. As jy nou dink hy's nou op 'n ril, nee, hier kom dit. Julle, hierdie ou moet nou bid vir reën. Hy sê vir hy sê vir almal, julle kan maar terug gaan stad toe. Hy gaan na 'n berg toe, hy en sy diensnag, hulle bid vir reën. Jy onthou die storie. Ek dink hy het 7 keer gebid, 7 keer. Hy het na die 3de keer so ek gedink het ons het moeilikheid. 7 keer sien sy diensnag 'n klein wolkie in die verte. Hy sê, wat sien hy? Hy sê 'n klein wolkie baie ver. Hy sê, prys die Here, daar's reën op pad. Hy sê, "Tjomma, maar jy sal moet jaag. Want die reën gaan jou vang. Jy moet terugkom in die stad. Gaan terug. Ek dink hy moet terugkom by die paleis. Kom terug." Maar hy gaan nie saam nie. Julle sal dit nie glo nie. Julle jong mense wat nie, want julle ken hierdie stories nie. Elia. Die Bybel sê daai ding was al amper by die stad toe begin Elia eers wegtrek. En hy loop. Vinniger was 'n wa en perde kan hardloop. Al wat ek dink, jy sien hierdie lang baard hier agter in die wind klap hoor. Sy oë trek 2 knoppe agter in sy kop soos die wind druk. Hierdie ou het spoed gehad. En hy kom tot by Agab. Kan julle dink, hoe voel hy? Hoe powerful sal jy voel as dit gebeur? Hoe ongelooflik sterk sal jy voel as dit gebeur? Agab kom by die huis. Agab kom by die huis. Hy vertel vir Jezebel, jy sal nie glo wat hy vandag gebeur nie. Hy sê, vertel my liefling. Hy sê, my skat, onthou jy daai 900 Baal-profete wat ons gehad het? Sy sê, wat bedoel jy gehad het? En julle is gone. Al 900, ja, ek dink hulle almal het geklap. Hulle het dit nie gemaak nie, hulle het geval soos vlee. Hoe? In die lewe kon jy, ek stuur jou een dag met my profete, verloor julle almal op een dag. Sy raak so kwaad. Sy stuur 'n boodskappe vir Elia om te sê, ek gaan nie rus nie, ek gaan nie slaap nie, ek gaan jou kry en ek gaan jou doodmaak. En wat sê Elia? Hoor wat sê hy? Elia het bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Berseba, 'n dorp in Judea gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Hy het self die woestyn 'n dagreis binne gegaan en hy het onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy maar eerder moet sterf. Ek het nou genoeg gehad. Die Here het my gesê, hy het vir gesê, neem nou maar my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en onder die besembos in die slaap geraak. Come on! Wat fout met hierdie prentjie? Wat is fout met hierdie prentjie? As jy nou net vuur uit die hemel uit gesien klip verteer op jou gebed en jy het 'n weermag van Baal-profete wat lus is om jou dood te maak, oorwin met 'n woord. Jy het die hele land as backing vir wie jy nou is. En nou kom jy 'n girl met dun lippies en stywe kuite en sê vir jou, ek gaan jou doodmaak. Nou vlug jy vir jou lewe. Jy het nou net vir almal gewys, jou God is die lewendige God en die Baal God is die dooie God. Nou hardloop jy weg vir 'n girl met 'n perm. Ek weet nie of sy 'n perm gehad het nie. Ek wil jy moet snap.
in jou siel nou net gebeur? Waar is die God wat alles kan doen? Why? Is jy bewus daarvan? Partykeer direk na jou grootste oorwinning is jy die meeste in gevaar. Partykeer na jou grootste oorwinning. Dis daai volgende maandagoggend word jy wakker en jou adrenalien drop. En jy wonder, was dit reël? Is dit reg? Ongelooflike goed gebeur. Elia het bang geword. En ons moet maar actually net mooi kyk wat hy gesê het. Hy sê letterlik vir die Here. Here, ek is nou klaar. Daai woord wat hy gebruik is 'n Griekse woord wat eintlik sê iets is propvol, daar's nie plek vir nog nie. Wat hy eintlik sê, hy sê vir die Here, ek het nou genoeg gehad. Hy sê, in my is daar nog nie meer plek vir nog vrees, vir bekommernis, vir angs nie. Ek kan nie nog 'n slegte tyding hanteer nie. Ek is klaar, ek kan my nou vat en uitgiet soos 'n emmer water wat op die woestyngrond net wegloop. Hy sê, daar's niks meer oor in my nie. Ek wens ek is dood. En eintlik wat hy sê, Here, I'm at the end of my rope, please kill me. En baie keer vind ek en jy ons op daai selfde plek. En ek wil vir julle 'n ongelooflike storie vertel, want dit maak nie saak hoe groot jy in die Here is nie. Nie een mens op aarde is immuun teen dood moeg wees nie. Teen geloof verloor nie. It is part of our human condition. Maar nou, hier's wat ons raak sien vandag. Wat doen die Here? Die eerste ding wat die Here doen, is vir so mooi. Elia gaan raak in die slaap. Hy weet nie of hy weer gaan wakker word. Hy het net vir Here gevra, maak my dood. Die Bybel sê 'n engel kom skud hom wakker. In die oggend as jou vrou jou wakker skud, maak dit seker is nie 'n engel nie. Maak dit seker. 'n Engel kom skud hom wakker. En die engel bring vir hom kos. Toe hy wakker word, is daar roosterkoek gebraai, daar's 'n kan water en die engel sê vir hom, eet, word sterk. Vir 'n tydperk moet Elia slaap, eet en drink. Weet jy, daar's 'n seisoen in jou lewe waar die mees geestelikste ding is wat jy kan doen, die mees geestelikste ding wat jy kan doen, is om te slaap, te eet en jouself aan te sterk. Partykeer moet jy vir die Here sê, ek is klaar, ek is moeg, ek is op my einde, ek kan nie meer nie. Ek onthou, daar was 'n dag wat ek dit moes doen. Waar gesê het, Here, ek dink ek is nou moeg en ek is nou klaar hierdie bediening self gedoen. Verwyder my of doen iets anders. En dan gaan weer so tyd in my lewe wees. Waarom? Want ek is 'n mens. Ons kom op 'n plek waar ons net nie meer kan nie, maar die Here kom en hy laat hom slaap, eet en hy gee vir hom krag. Krag vir wat? Oeg, dis wonderlik. Die Here gee vir hom die krag vir die volgende. Nou sê hy, staan op dat jy sterk word. Waarom? Want hy wil hê Elia moet berg toe loop. 'n 40 dae reis berg toe. Is dit nie mooi nie? Wat doen hy? Hy vat hom uit die omstandighede uit. Hy voed eers sy fisiese liggaam. Partykeer is ons siek mense. Jy kan nie herstel in jou gees voor jy nie gaan rus, dat jou liggaam gesond word nie, dat jy by Wian gaan kuier, dat hy vir jou kan pille gee nie, of jy moet by 'n beraader uitkom, of selfs 'n sielkundige. Soms is dit nodig. Vat jou medicine. Herstel jou liggaam. Wanneer jou liggaam herstel, sê die Here vir hom, nou loop jy na die berg van die Here toe. Wat sê die Here vir hom? Soos Jesus in Openbaring 2 gesê het, kom nou terug. Kom nou terug na my toe. Om Horeb toe te stap is om na God toe te gaan. En wat doen hy? Hy stap vir 40 dae. Hoekom is 40 significant? 40 is ongelooflik significant in die Bybel. Die eerste 40 dae, Moses was 40 jaar, as ek reg, in die woestyn. En toe kom hy waar uit? By die berg uit. By wat uit? By God se teenwoordigheid uit. Okay? Daar's 'n klomp 40's in die Bybel. Moses was 40 dae lank bo op die berg, terwyl Israel
onder in die laar was, toe hy die woord by die Here ontvang het, was 40 dae daarso. Jona het vir Nineve gesê, kom tot een keer, ek geef julle 40 dae om terug te kom na God toe, 40 dae om terug te kom na God toe. Ons is oralste. Elia loop 40 dae na die tempel toe, na die berg toe. Jesus was vir 40 dae lank in die wildernis voor sy bediening begin het. Na Jesus se kruisiging, na sy opstanding, is hy vir 40 dae lank saam sy disippels, sodat hulle kan gereed word vir hulle bediening. En toe wag die disippels, hoe lank het hulle gewag in die boefretrek? Wel, is naby aan 40 dae. En wat ontvang hulle die teenwoordigheid van die Here? Daar's iets besonders hierin. So wanneer die Bybel vir jou sê, hy loop vir 40 dae na Horeb toe, is daar elemente wat ek wil hê jy moet sien. Dis nie net 'n woestynpaadjie na 'n berg toe nie. Is 'n time for solitude. Is 'n tyd vir alleen wees, is 'n tyd van stilte. Is 'n tyd van dink. Is 'n tyd van herstel. En wat gebeur? Aan die einde van hierdie 40 dae kom op hierdie berg, en julle het nou gehoor, ons het daar begin, die berg het geskit, daar was donderweer, daar was aardbewing, en uit daai aardbewing uitkom hy sagte windjie, en hy identifiseer dit as die Here. En wat doen die Here? Wat maak jy hier? En weet jy wat doen Elia? Hy kom nie met die mooiste gebed wat hy kon memoriseer, want God nou is nie. Hy sê, Here, ek is moeg. Hulle wil my doodmaak. Daar's honesty. Hy praat honest met die Here. Dit is 'n amazing relationship met die Here. Hy's nie bang om met die Here te praat, hy praat pragtig. Hy sê, Here, ek het U met toewyding gedien. Here God almagtig. Maar die Israeliete het 'n verbond met U verbreek, U altare afgebreek, en die profeet, hoor wat sê hy, hulle het al die profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly. En nou probeer hulle my ook doodmaak. Nogtans sal ek die 7000 in Israel laat oorbly. Dis mooi, dis mooi. OK. Het jy geweet soms as jy moeg is, moet jy nie die goed glo wat jy dink nie. Jy kan nie heeltyd glo wat jy dink nie. Die feit dat jy dink iets is so, maak dit nie so nie. En soms as ons moeg is, soms as ons depressief is, soms as ons nie by die huis van die Here is nie, dit is vital om versigtig te wees wat jy in jou gedagtes glo. Hoeveel keer het jy jouself oortuig geding is so? En dan later voel jy beter en dan kom jy agter dit was toe nie so nie. Weet jy wat gebeur hier? In hierdie tyd wat Elia by die Here sit. Hy sê, Here, ek is al die wat oorbly. In die hele Israel is dan niemand wat hiermee dien nie, is net ek. Weet jy wat sê die Here vir hom? Hoor is my vriend, dit wat jy dink is nie waar nie. Kom ek bring waarheid weer terug na jou toe. Die Here sê vir hom, daar's nog 7000 in Israel, wat nog nooit hulle rug op God gedraai het. Is dit nie amazing nie? Hoeveel keer het jy al gevoel jy is alleen? Hoeveel keer het jy al gevoel niemand gaan nie deur nie? En dis wanneer ons by die huis van die Here kom, en dis wat jy vandag moet hoor, is jy is nie alleen nie, het gebeur nie net met jou nie. Die Here herstel truth en waarheid weer by jou. Ek wil vra dat die band slank vorentoe sal kom. Die Here gee vir hom 'n tydperk van herstel. En hy het gebeur met Elia terwyl hy op die berg is. Die Here herstel waarheid, en toe kom die Here, en hy gee vir hom weer 'n bediening. Hy sê vir hom, nou het ek werk, nou moet jy vir Elisa gaan salf, jy moet daai ene oor koning gaan salf. Die Here gee vir hom weer werk, hy sê, ek wil jou weer gebruik. Sal ek en jy nie dink, wanneer ons die Here so gedrop het, soos Elia hom nou gedrop het, toe hy sê, Here, maak my net maar dood nie, dat die Here vir ons sal moeg raak nie. Nee, die Here raak nie moeg vir jou nie. Hy sê, okay, Leo, het jy nou gerus? Ja. Weet jy nou wat die waarheid is? Ja. Okay, kan ons nou maar weer aangaan? Ja. Okay, dit is 'n paar maande gekos hierdie episode van jou. Skus Here, kom ons probeer weer. Ons het begin wat Dawid sê. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Dawid het geweet, as ek by die berg is, gaan dit beter met my. As ek by die berg is my siel
stil. My gees het vrede. Ek lag en daar's blydskap. En daar's vrede tussen my en God. Ek lees vir julle hierdie laaste skrif. Die Bybel doen dit so mooi. Jesus se eie woorde. Kom na my toe. Almal van julle wat moeg en swaar laste moet dra. En ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Ek wil gou vir jou sê, en as jy by die huis luister ook, as jy voel jy is moeg, jy is uitgeput, as jy voel jy is aan die einde van jou tou, Jesus nooi jou uit. Kom terug berg toe, kom terug huis toe, kom terug na my toe. Wat sal ek vir jou doen? Ek sal vir jou rus vir jou siel bring. Ek sal jou siel verkoop. Is dit nie mooi woord? Ek sal jou siel verkoop. Liewe gemeente, kom ons kom terug huis toe. Dankie.